Dankie Here, u woord sê. Dan Openbaring, ek hier teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Keer dan terug. En vanmôre bid ek dat ons deklarasie dat ons u liefhet, u vaderhart sal aanraak en dat u ons sal trek, Here. En dat ons in daardie liefde van God onsself net sal verloor, sodat u in alles verheerlik, vereer kan word. Meester, ons bid vanmôre. Salwing op u woord, salwing op elke oor, elke hart. Die vyand sal nie steel nie, hierdie woord sal val op vrugbare grond, ons sal die vrug sien. Ons eer u vir dit in die goddelike naam van Jesus. Amen. Glorie. Ja, die Here is goed. Die tragedie waarmee ons sukkel, ons het 'n briljante regering. Hulle is briljant. Gee hulle die eer vanmôre. Hulle het die kerk aan die slaap gemaak. Hulle het die leiding gevat en ons het slaafs gegaan saam met dit, en wat hulle gesê het ons gesê, dis goed. Ek gaan dit vir jou bewys vanmôre. Hierso sit vir my daar 'n prentjie op. Sien u die moedergemeente in Kaapstad? Sien julle die kruis? Heeltemal weggesteek. Sien julle die moslim staan op die kansel? En die kerk slaap. Ek wil vir julle lees wat het hulle daar gesê. Dit is vir my so intens tragies. Oktober 26, 2025 coinciding with Reformation Sunday, Cape Town's historic Grote Kerk hosted a landmark interfaith event focused on justice, peace, and the ongoing conflict in Gaza. Drawing a diverse congregation, hoor daar gemengde gemeente and sparking varied reactions. Curated by Dominee Rian de Villiers. The gathering featured prominent speakers from multiple faiths, including Sheikh Ismail Quran of Al Azhar Mosque, who delivered remarks from the church's pulpit on themes of truth and resistance amid the Palestine crisis. The event's keynote was given by Francesca Albanese, the United Nations Special Rapporteur on the occupied Palestinian territories, who described the situation in Gaza as genocide and outlined historical patterns of settler colonialism, urging economic boycotts and adherence to international law. Other contributors, hier's 'n oulike ou, ons ken hom, included Dr. Imtiaz Suleiman of the Gift of the Givers, Reverend Ellen Busak, Reverend Munther Isaac, joining virtually from Bethlehem, presenting South Africa. Contributors include Dr. Imtiaz Suleiman, Jews for a Free
South African Jews for a Free Palestine, hulle was ook daar verteenwoordig. They held in a venue once tied to apartheid ideology. The program highlighted Grote Kerk shift towards reconciliation and unity with participants from Jewish, Muslims and Christian backgrounds calling for an end to violence and support Palestine. Organizations such as the Mandela Foundation and the BDSA were involved, reinforcing messages of moral clarity and collective action against that what speakers termed inhumanity in the region. While the event was praised by some for fostering dialogue in a safe, respectful environment, it has drawn sharp condemnation from traditional Protestant perspectives. Critics argue that allowing a Muslim sheikh to preach from a Christian pulpit, especially on Reformation Sunday, a day honoring the Protestant break from perceived corruption in the church, corruptie is terug, represents a profound betrayal of core doctrines like sola scriptura, scripture alone, and the exclusivity of Christ as the way to salvation. Johannes 14 verse 6. Drawing from biblical warnings in Revelation about the false church or the harlot, die hoerkerk, that deceives with appearances of light. Openbaring 17 vers 2 en dan Korintiërs 11 vers 14. Ouens, die tragedie van alles. Dis die toestand van die kerk. Dis die misleiding. Dankie Alta vir jou getuienis vanmôre dat jy opgestaan en gesê het ek maak beswaar teen die advertensie wat julle opsit vir Halloween. Dankie dat ons dit is wat ons veronderstel is om te doen. Paar daar in die berge, daar in die Drakensberge, en ek het teruggekom met meer vrae as antwoorde. Want ek het daar so baie met God gepraat, dat ek eintlik verstom is oor die grootheid van die Here. En ek sê gister vir iemand, ek was so stil in hierdie 3 dae in die berge, dat my vrou dalk gedink daar's fout met my. Woensdag aand het ek 'n droom, en ek het hierdie droom nie verstaan nie, maar ek het hom gister verstaan. Ek droom, ek staan, ek kom by 'n plek waar daar opleiding is vir die kinders van die Here. Dit lyk soos waar Bruce Wilkinson se goed aangebied word. Dis baie mooi. Daar's groot plek. Ons kom almal, die afsprake is gemaak. Ons gaan die woord van die Here bestudeer. En toe ons ingaan, toe sit daar net 4 ouens binnekant. En die mentor wat die klas aanbied sê, maar waar is die mense? En ek droom, ek wil nie ingaan by die klas op daai stadium nie. Ek wil verbygaan die auditorium toe, groot auditorium gebou. Ek wil gaan bid. Maar 'n baie bekende ou wat aan my bekend is, wil my keer om nie in te gaan om te gaan bid nie. En hy skryf my sak en my Bybel en ek het 'n kussing en ek het 'n maatjie en ek het 'n notaboek, maar hy keer my, maar ek gaan in. En toe ek in is, toe kom 'n swart na my toe en hy gee vir my 2 maatjies. En toe ek wakker word, dan sê ek, wat gaan hier aan? Wat beteken hierdie droom? Robert de Tooy wat hier voorsit, hy gaan vir 'n rugoperasie. Hy bel my vanoggend voor kerk. Hy sê hy het 'n baie ontstellende droom gehad. Dit sê ons kom in 'n kerk. Hy sê dit is nie die kerk nie, dit is 'n groot kerk, maar daar's net 4 mense. Weer 4. En almal in die kerk sit in slaap. Dit sê hy kry hierdie benoudheid. En gister terwyl ek aan my boodskap werk, praat ek met die Here oor my droom en ek sê, Here, wat gaan aan? Wat is hierdie droom se betekenis? En onmiddellik kom, toe ek hierdie lees,
dit begin goed vir my sin maak. Jou maatjies is vir die moslim en die swarte wat vir my, dis my interpretasie, die swarte wat vir my die maatjies gee, is die gees wat oor ons heers, naamlik witchcraft van ons regering. In Openbaring kom die woord van die Here. Hy sê dan Openbaring 12, vers 9. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word Bybel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Een wêreld godsdiens is besig om voor ons oë af te speel in ons eie land. Van die preekstoel van die grootste kerk van Suid-Afrika, waar die beginsel gekom het deur die NG Kerk, waarvan ons deel geword het, waarvan ons die fout gemaak het, sê ek altyd, in 1995 of 94 daar rond, het ons besluit, AGS gaan affilieer met die NG Kerk, en ek het protes aangeteken. Ek het gesê, ek stem nie saam met dit nie. Want ons gaan hulle maniertjies aanleer. En toe gaan Pinkster by die deur uit. Daar goed is vandag noem, Vatikaan, slangritueel, die Hindus, die Boeddhisme, hulle het 'n ritueel hierdie week gehad, as voorbereiding vir die Halloween. Die kinders wat voorgeloop het met slange geloop. Jy sien Openbaring 12, binne die Vatikaan se hele verhoog is 'n groot slang. Gaan kyk maar na die oog, gaan kyk na alles. En dan kom ons 'n bietjie nader aan die moeilikheid. Venezuela, oorlog dreig, Iran dreig om in te gaan, om teen Amerika te veg. Nou kom die naam van Donald Trump 'n paar keer gou op. Ons heil sal die Heer, jou julle die spreekwoord heil Hitler. Ons heil Trump. Die wêreld doen dit. Hy stap by Maleisië in, hy doen sy staatsbesoek, hy sit 'n kroon op sy kop. Hy sê, I am king of the world. Kyk, let net op. Ek het niks persoonliks nie. Ek kyk na die woord van die Here. Trump kom weer. Gister het hy gesê, hulle gaan die ark bou. Wat 'n ark? Waarmee is hulle besig? Daar is 'n beeld gebou, 'n boekbeeld. Die Judas boek. Het is toegeplak. Dit laat my dink aan die fliek Troy van Brad Pitt. Briljante fliek. Hierdie boek is toegeplak, die Judas boek, met $100 bills. Wat sê die dollar? In God we trust. Hierdie bil sê, in Trump we trust. Ouens, moenie in hierdie misleiding trap. Christus het gesê, die misleiding word so groot. En die kinders van die Here gaan die moeilikheid kry. Rusland dreig met Poseidon, nogal baie interessant. Die bietjie ouer is, dan gaan jy onthou, dis Poseidon Adventure. Dit is 'n briljante fliek. Alles is gebaseer op wat gaan kom. Dit is gebaseer op kernwapens, wat hulle afvuur op al die grense en dit gaan tsunamies veroorsaak. Rusland dreig, hy gaan dit doen, en hy noem daai ding die Poseidon kern. Opstande Europa vol. Tanzanië, Sudan, hulle maak hulle in Sudan nou die duisende dood. Ek sien, Trump het gistermôre gesê, as die Christen dode hier in Tanzanië en die DRC nie gaan ophou nie, sanksies. Wat Trump sê, is wêreldwyd. Hy is nou in samesprekings hierdie week gewees met, ek wil net vandag dit gou uitlig,
Japan, daar's nog 'n paar lande, maar waar hy gekom het, het hy alles reg gekry. Right, dan, hier kom ons terug Suid-Afrika toe, Kiro, het verkoop vir 7,2 biljoen. Hulle wil al die kinders gelyke regte gee. Moeilikheid, die staat gaan ingryp. Kinders gaan beheer word. Alright, Bill Gates stoot baie erg die digital. Nou, baie interessante nuus, Google. Dus nou is ons by AI. Google se nuwe komputer is 13,000 keer vinniger as enige komputer wat tot nou toe ontwerp is. En die AI is baie vinnig op pad. En ek wil my verstout vanmôre om te sê, Januarie maand, wat is jou bankkaartjie? Die banke gaan jou oorgooi op digital, wat is hierdie ding? Wat is hierdie ding? Ouens, gaan die koop kan verkoop nie, hou hierdie dinge dop. Moenie vir my luister nie, want dis sommige ons wat ons van die kansel afpraat. Alright, dan Ramaphosa was in Switserland, hy gaan weer vir geld, en wat het hy eergister gesê? Dit was apartheid se skuld. Okay. Kan julle sien die lammetjies ter slagte? Ons word maar gelei. Dis tyd dat jy opstaan. En dan natuurlik, die Vredesverbond van Israel is besig om te vou. En Jeremia 1 vers 13. Hy sê daar in vers 13 tot 16. En die woord van die Here het vir die tweede keer tot my gekom. Ek sê, wat sien jy? En ek antwoord, ek sien 'n kokende pot wat van die noorde af kyk. Toe sê die Here vir my, van die noorde af sal die onheil losbreek oor al die inwoners van Israel, die land. Die wêreld is besig om teen Israel te kom. Die wêreld wag vir Donald Trump om sy steen weg te vat. Al waarvoor hulle wag. En hy gaan dit doen. Want kyk, nou sê God praat. Ek roep al die geslagte van die koninkryke van die noorde, spreek die Here, en hulle sal kom en hulle sal elkeen sy troon neersit by die ingang van die poorte van Jerusalem en teen al sy mure rondom en teen al die stede van Juda. En ek, God, sal my oordeele oor hulle uitspreek weens al hulle boosheid, dat hulle my verlaat het en vir ander gode rook laat opgaan het en hulle voor die werke van hulle hande neergebuig het. Alright, nou kom ek by die boodskap vanmôre. Gemak of ongemak? Is die storm daar? Nee. Wie beleef 'n storm? Dis rustig en kalm. Maar subtiel het die slang ingekom in die kerk en hy die kruis verberg en hy die slang van Islam verrys. En toe word hierdie plek waar die waarheid verkondig moet word 'n vals teologie. Gemak of ongemak, die probleme in Suid-Afrika, ons kies gemak. Ons wil nie ongemak hê nie. Ons wil hê die Bokke moet wen. Ons wil hê die cricketspelers moet wen. Ons wil hê die sport moet goed gaan. Ons wil alles moet great wees. Moet my net nie ongemaklik laat voel nie. Maar ek het vir jou nuus. God gaan ons skud. God gaan ons skud. God gaan die kerk skud. Hoekom is hierdie ding wat teen die kerke kom, hoekom word hy ewe skielik so sterk nou gestoot? En weet julle wat, as die kerk gaan stil bly, gaan hulle boor ons loop. Dan gaan ons sê, ag sies tog, weet jy sê, ja, dat ons maar die moslimpies kry, dat hulle ook hulle preekbeertjie kan kom kry. Sies tog, ons is daarom lief vir hulle, ons moet daarom plek gee vir alle gelowe. Jy is totaal van die pad af. Totaal. Daar's een verlossing, dis Christus. Daar's net een pad, dis die pad van die kruis. Ons het nie
'n keuse nie. Ons gaan moet opstaan en ouens die verdrukking gaan kom, die teenkanting gaan kom. Hulle brand die kerke in die hele Afrika af. Ek sien kyk, daar sit 'n klomp sulke klein seentjies van Sudan en ek hoop hierdie ISIS hoor hierdie goed. Ek skaam my dood dat hulle hierdie kindertjies daar paai en dan soos barbare doodskiet. 2000 op 'n dag. Dis hier op ons voorstoep, ouens. Die goed wat in Rwanda gebeur het, ek vrees die dag dit kom vir Suid-Afrika. En die Here het hierdie dan 8 jaar terug vir my bevestig, dit gaan kom. Nou, hoe lang gaan ek en jy nog op 2 gedagtes dink? 1 Konings 18, vers 17. En net toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy jou beroerder van Israel? Is jy 'n beroerder vanmôre? Is jy vanmôre die ou wat moeilikheid kan stuur? Is jy vanmôre die ou wat moeilik kan raak? Of is jy die ou wat sê, hoorie, ek krap nie, moenie aan my krap nie. Ek wil gemaklik wees, ek wil niks met hierdie goeders te doen nie. Jy is in die verkeerde teologie. Jy dien die verkeerde Here. My God is 'n mighty warrior. Kyk die tragedie. Dis die Agab. Elia. Ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie. Wie ons land waar hy is. Die regering is 'n godlose regering. Hulle het hierdie land in die toestand waar hy is. Hulle het hierdie land reg gekry in 30 jaar. En ek en jy die leidende party. Maar ons bly stil. Want ons is liewe Jesus kinders. Regtig. Regtig. Hy sê, u en die familie, deurdat u die gebooie van die Here verlaat het en agter die baals aangeloop het. Ons het hierdie regering toegelaat om te doen wat hulle wil. Ons het nie besware nie, ons het niks gedoen nie. Ouens, dink terug. Dink terug na die verkiesing toe. Tot hierdie dag het ons geen beswaar gemaak nie. Die kerk wat veronderstel is om sy stem dik te maak, moes opgestaan het, want elke land moet gelei word deur die kerk. Nie andersom nie. Nou is ons terug. Die regering gaan die kerk beheer. Dat is sterk op pad soontoe. Stuur dan nou, laat die hele Israel by my bymekaar kom. Hier vat hy autoriteit op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Ashera, wat aan die tafel van Isebel eet. En Agab het gestuur om die kinders, al die kinders van Israel, die profete op die berg Karmel by mekaar laat kom. Stuur gou iets raak. Die koning kom na die profeet en die profeet vat autoriteit. Hy sê, luister hier, ek soek daai ouens, ek soek al die vals profete, ek soek hulle almal hier, en die koning doen dit onmiddellik. Want jy sien, jy het 'n gesag en autoriteit, wat jy nie gebruik nie. Wat kom uit jou mond uit? Wat jy spreek, wat jy sê, dra krag, want God het in jou en in my 'n autoriteit gesit. Maar ons is geslag om die autoriteit te gebruik. Ons los dit, laat God water oor God akker. En dan kom ons op hierdie plek, waar ons sit vandag. Alles het kit geword, laasweek gesê, microwave aanbidding, alles moet gou gebeur. En Elia het nader gekom, en die hele volk, na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Kyk hierdie tragiese antwoord. Maar die volk het hom niks geantwoord. Ek wil vanmôre vir jou vra, elkeen wat hier is, elkeen wat by die huis luister, hoe lang gaan jy nog 'n lafaard wees? Hoe lang gaan jy nog jou mond hou?
Het ek nodig om God te verdedig op hierdie aarde? Ons is op dieselfde bladsy. Natuurlik moet ek hom verdedig. Hy het vir my opgestaan, ek moet vir hom opstaan. Ek moet beklei vir wat die waarheid is. Jy sien, as ons die tekens van die tye vir ons sien afspeel, gaan jy dit uitwaag of gaan jy in jou gemaksone bly sit? Onthou verlede week, wat is jou atmosfeer? Daar in die berge was ek oorweldig deur die atmosfeer van God. Groot. Net te groot. Hy het my totaal gebou. Die grootheid van God is ek vanmôre te klein om te besing. Maar weet wat? Vir hierdie God sal ek opstaan. Vir hierdie God sal ek beklei tot aan die einde toe. Weet altyd vanmôre, ouens, hierdie is belangrik. As 'n kultuur hulle self al meer van God en sy waarheid afskei, verloor Suid-Afrika sy kultuur. Ons het hom verloor. Waar's jou dae wat families kerk toe gegaan het? Waar's jou heilige vrees om God se teenwoordigheid in te kom? Waar's die dag wat ons gesê het, hierdie dag gaan ek nie in die mos lê nie, hierdie is God se dag. Ek gaan God vereer, ek gaan God verheerlik. Laas Sondag aand het ons hier 'n goddelike tyd gehad. Maar vir baie ouens is dit baie moeite om 'n uur die Here te loof en te prys. Tragies. Dit kan ons ook nie eens meer doen nie. Ons het ons kultuur verloor. Pinkster, 3, 4, 5 ure, net geworship, die Here geloof, geprys, die Heilige Gees het geval, die vuur het geval, die wonderwerke het plaasgevind. Hierdie kultuur het sy kultuur verloor. Ons het gaan subside onder die kultuur van hierdie bose regering met hulle sangomas en hulle voorvadergeeste. Hierdie donker tye moet kind van God opstaan en 'n verskil maak. God verwag dit. Ons moet onsself losmaak en aan God vasmaak, sodat ons kan doen. Hou op praat. Praat met hom oor die woord, hy sê, ek weet. Ja, maar wat doen jy met dit wat jy weet? Jy's opgeblaas, man. Dit help nie, jy het al die kennis en jy weet, maar jy doen nie wat jy veronderstel is om te doen. Hy kom in Judas. Hy sê Judas vers 16. Hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla en volgens hulle begeerlikhede wandel en hulle mond spreek trotse woorde terwyl hulle mense vlei ter wille van oordeel. Die Afrikaner. Ek is 'n Afrikaner, so ek moet met die Afrikaner praat. Ons val in hierdie kategorie. Was jou eens tye van trots om Afrikaner te wees, trots, kind van God te wees, trots om die evangelie uit te kan dra. Nou ons doen dit op ons wy. En die Here kan so verskriklik bly en dankbaar en opgewonde wees as ek hom dien. Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Ons is nie daar nie, né? Ons het maar 'n vreeslike ontzag en 'n heilige vrees vir God. Dis hulle wat stering maak, sinnelike mense wat die Gees. Met wie praat hy? Met die kerk. Hy praat nie met die wêreld nie. Sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Hoe suiwer is jy? Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees. Hier is ons moeilikheid.
Ons bid nie meer nie. Veralgemeen ek nee. Jy bid dalk. Ek sê vir julle 3/4 van ons bid nie. Ten minste nie genoeg nie. As ons gebid het, was hierdie land nie in die toestand. En julle self in die liefde van God bewaar terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En nou, en aan sommige wat twyfel moet julle barmhartigheid bewys. Ek wil baie keer aan die ouens wat twyfel barmhartigheid bewys. Want hy sê, ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. So waar is jy? Dit is alsmaar oké. Alles is maar aanvaarbaar. Hoekom? Want die wêreld doen dit, almal doen dit. Jy sien, hierdie innerlike krag van die Heilige Gees moet juis jou en my onverskrokke maak teen die duisterwerke van die Satan en sy magte. Dit word bereik deur 3 dinge. Ouens, gebed, 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 bid in die Gees. Almal van ons moet in die Gees bid. Jy moet jou binnekamer Gees taal hê. Jy moet hom hê. Anders verdien ek 'n totaal onregverdige God. Want hoekom gaan hy net vir 10 gee en vir die ander 300 glad nie? Dit is nie skriftuurlik nie. Die tweede ding, jy moet hierdie woord van die Here bestudeer. Weet julle hoekom? Die Bybel en die nuus loop hand aan hand. Wat in hierdie wêreld gebeur, sien jy in die wêreld gebeur. Jy sien dit in die Bybel, want die waarskuwings vir elke ding wat op hierdie aarde vandag gebeur, staan in die woord. En nou is ons gelei om die woord te lees, die woord van die Here te bestudeer, dan moet die pastoor Sondag die nuus kom vertel. Ek het nie geweet nie. Ek het nie geweet nie. Ja, maar weet jy wat, ek wil nie. Jy kom het, ek wil nie weet, ek dis maar liewer nie, ek wil nie die kyk nie, ek wil nie dit ontstel my. Wie wat moet jou ontstel? Mense wat hel toe gaan. Dit moet jou ontstel. Want hy sê jy moet hulle met geweld in die vuur gaan uitruk. En dan dink ek, die ding wat volgende nou gaan kom baie sterk. Ek en my vrou praat al maande hieroor. Ek dink ons gaan ernstig God se aangesig moet begin soek vir vas, en vas, en vas. Jesus het gesê, hierdie geslag gaan nie uit, sonder gebed en vas nie. So ons beplan hierdie goed, maar ek gaan dit nie as 'n las op die gemeente sit nie, die Heilige Gees met jou oortuig. Maar ek wil vir julle vanmôre 'n ding sê, hierdie donker maand wat hier is, November maand, gaan donkerder word. Ons gaan in gebed en vas God se aangesig moet soek. Jy gaan moet soek vir deurbrake. Ons is baie slegte goed wat in die kom. Hier is baie slegte goed wat in die kom is. En ek dank God, hy het vir my sy woord gegee. En hy het gesê, dit kom, berei julle voor. Wees gereed. Weet jy wat? Dan kom Psalm 91, na jou toe sal dit nie aankom nie. Maar ek sê vir jou vanmôre, as jy nie bid nie, jy nie jou woord bestudeer nie, die God se aangesig nie soek nie, gaan dit na jou toe kom. Want weet julle, toe nie almal van ons is gered nie, en ook nie almal van ons gaan gered word nie. Dis wat die Bybel my leer. Die innerlike goddelike krag is jou en my enigste wortel geanker in Jesus Christus wat vir ons die oorwinning gaan gee. Die afval van 'n nasie, van 'n kultuur, begin altyd by kompromis. Kom ons kompromis. Kom ons maak hierdie ding sak. Kan julle nou dink die misleiding in daai kerk in die Kaap? Weet jy, ons dominee het 'n pragtige hart van liefde. Hy is godslasterlik, man. Jy kan nie die duiwel omhels
in 'n pad met hom loop nie. Wie het nie gecompromise nie? Elia. Elia het gesê, daar's nie 'n manier nie. Al noem die koning my 'n moeilikheidmaker, daar's nie 'n manier dat ek gaan compromise nie. Ons sien dit in sy woord. Jy sien, om dinge van die wêreld aanvaarbaar te maak, is om te compromise. Geloof sien verby die tydige, verby die donkerte, want die krag van geloof oorwin die wêreld. Geloof is baie maklik om te praat. Ja, ek glo. Maar ek vra altyd 'n teenvraag. Doen jy wat jy glo? Tok is diep, ou. Geloof. Ek sê vanmôre vir die man hier agter toe ons bid. Toe ek my hart vir die Here Jesus gegee het, was dit baie maklik. Ons geglo in Jesus, ons het geglo, ons is lief vir hom, ons was lief vir hom, ons is lief vir hom, ons het gegroei in die werking van die Heilige Gees, maar soos jou pad geloop het hierdie pad die moeilikste pad geword. As kind van God vir my sê jy is op 'n plain sailing. Ek dink as jy nie so lekker op dieselfde pad nie. Want Jesus moes hierdie pad loop. Hy moes hierdie opdraandes hê. Hy moes hierdie teenkanting hê. Hy moes hierdie ding kruis dra. Hy moes. Ek en jy gaan nie. Dink weer. Hy kom in die Hebreërs. Hy skryf daar in Hebreërs vir ons, vers 32. Wat sal ek nog meer sê, want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak, Samson, Jefta, Dawid, Samuel en die profete sou verhaal. Hoor wat sê hy, wat deur die geloof koninkryke. Ons sit met 'n bose koninkryk. Hoekom het ons nog nie hande gevat? Ekskuus, laat ek gou teruggaan. Ek weet wat dink baie van julle nou. God sit konings aan. Hy het hierdie een ook aangesit. As gevolg van ons kultuur, wat in 1995 ons siele verkoop het, vir rugby. Spry met my. Ellis Park, World Cup, François Pinault, Nelson Mandela. Ons het ons siel verkoop vir sport. Die kultuur het sy kultuurprys gegee. Die land, ons goddelike Christenwaardes het daar begin sink. Ons sien dit. Hulle koninkryke oorweldig, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeu's toegestop. Die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leer van vreemdes op die vlug gedryf het. Klink dit soos geestelike oorlogvoering? Ja. Ons is in die fase van die wêreldse geskiedenis waar die grootste magte van die demoniese magte losgelaat is. Loshande oor die hele wêreld. Kyk na jou jong mense, kyk na jou opstande, kyk teen die vervolging wat die kerke nou kry. Kyk hoe die Christene nou gehaat. Maar ons sê, is nog gemaklik hier by ons. Ons kies nog hierdie pad. Ouens, as die drama kom, weet ek nie wat gaan ons doen nie. Ek weet nie, ek beloof julle. As ek na hierdie ouens kyk, hulle het die vuur uitgeblus, skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid, dapper gewees in die oorlog. Gaan jy aanmeld by God se weermag? Eers as dit moeilik raak, dit gaan nou nog te oukei. Gemak, ongemak. Wat kies ons? Ek wil afsluit. Kind van God moet raak sien. Die boosheid, die donkerte van hierdie wêreld. Ons moet ons oë op die ewige gefokus kry. Dan sal die oorwinning kom. 1 Konings 18, vers 24.
En dit is lekker om 'n ding te quote uit die Bybel uit. Lekker om te sê, die woord van die Here sê. Jy kan nie daai belofte joune maak, as jy dit nie leef nie. Roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep, en die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En wat sê hulle? Die woord is goed. Nou sê hulle niks. Hy sê, julle moet kies, gaan julle God of die Baal nie? Nee, die Baal is te lekker, so ons sê liewer niks. Sit jy nog vanmorgen op die sideline? Sit jy soos die oukie daar langs die rugbyveld, laat ek het maar vir ons makliker maak, met die narkie die jare toe ons rugby gespeel het. Nou kry jy 'n bones, wat noem hulle, wings, something, whatever. Weet nie wat hulle nou ons koeldrank ingooi nie, maar hulle kom 10 keer sterker daar uit as hulle nou weer die tweede helfte gaan. Sit jy op die kantlyn, is jy besig om narkies te gee? Is jy op die kantlyn besig om kommentaar te gee? Daarmee is ons baie goed. Die beste ou is nie op die rugbyveld nie, die beste ou is jy, wat langs die veld sit. Nou daag jy hulle uit. Maar sien nie die challenge, die God wat met vuur antwoord. Nou sê hulle, dit is goed. Hoekom? Ons wil teken sien. Ons wil nie glo nie, ons wil teken sien. En nou kom die moeilikheid. Verder het Elia aan die profete van Baal gesê, kies vir julle een wil uit en maak het eerste gereed, want julle is die meeste. Lekker. Wie is die meeste? Kinders van God, ons is altyd nie minderheid. Maar ons is altyd in die oorwinnaarskant. Here, help ons. En roep die naam van julle God aan, maar julle mag geen vuur maak nie. Wat het daai moslim van die kansel af gesê in die IG Kerk? Ek gaan nou vir julle iets sê vanmôre. Het in iemand se hart iets aangesteek wat simpatie met Palestina en die moslim het. Waar my Bybel sê, hulle het nie bestaansreg nie. En hulle die bul wat hy hulle gegee het geneem en dit gereed gemaak in naam van Baal, van die môre tot die middag aangeroep gesê, o Baal, gee ons antwoord. Daar was geen stem, niemand wat antwoord nie. Hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het, en toe dit nodig was, het Elia met hulle gespot gesê, roep hard, hy is mos 'n God, hy is seker in gepyns, of hy het hom seker afgesonder, hy is op vakansie, hy reis, slaap, hy moet net wakker word. Het jy die guts, het jy vanmôre die guts, om dit vir enige moslim te sê? Het jy die guts om vir hom te sê, laat jou God vir my 'n wonderwerk doen, dan wys ek jou wat kan my God doen? Nee, ons is te slap ouens. Ons praat te maklik geloof. En hulle het hard geroep, hulle self volgens hulle gebruik met swaarde, spiese, stukkend gekerwe, tot die bloed op hulle uitgespuit het. En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie en geen opmerksaamheid nie, want hulle God is dood. Mohammed is begrawe. My God lewe. Hy het opgestaan. Die graf is leeg. Ek en jy is vanmôre meer as oorwinnaars. Toe sê Elia vir die hele volk, kom nader na my. En die hele volk het nader gekom na hom, en hy het die altaar van die Here herstel wat afgebreek is. Jou gebedsaltaar, jou Bybelstudie altaar, jou soeke na God altaar. Hy het dit herstel. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, Here, God is, en dat, hierdie moet julle baie mooi luister, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Onbiddelik wil ek vanmôre vir jou sê, stop jou bravade. As God jou hart nie
laat terugkeer nie, gaan jy nie terugkeer nie. Dis sy voorwaarde. Nie joune nie. Nie die werke nie, is nie wat jy doen nie, is nie die show nie, niks. As God jou hart nie trek nie, kan ek vir jou vanmôre sê, gaan kruip jou knieë deur, want is verniet laat jy die Here dien. Want ons wil hom op ons manier dien. Dis hoekom ons kultuur so vrot geword het. En toe die hele volk het sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here hy is God, die Here hy is God. Toe hulle dit sien, toe hulle sien wat God kan doen, toe gee hulle erkenning aan God. En nou kom die baie belangrike, vers 40. Maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie, en het hulle gegryp en Elia het hulle afgebring na die spruit Kison. Slag hulle. Hy mag hulle dood. Maar ons is liewe Jesus kindertjies. Al die plek, vir al die gelowe, ons moet vir mekaar spasie gee. Jy gaan 'n groot surprise kry. Want hierdie einste moslems kom vir jou kerk. Hulle kom vir jou geloof. Hulle kom vir ons. Ons julle sien hoe lyk dit in die Voldriehoek. Julle sien waar koop hulle oral. Julle sien die bou hulle oral moskees. Julle sien veel Afrikaanse kerke koop hulle. Magtig. Hoe lank gaan ons stil bly? Kan God vir my sê, Eben, ek soek jou in my weermag? Of gaan hy vir my sê, jy is te lig? Jy is te lig. Ouers, hierdie ding van die skole, dis ons kinders, dis ons kleinkinders, dis iemand se kinders, iemand wie ken se kinders. Die feit dat Curro hulle siel verkoop, om 7 biljoen rand te vat, om kwansies te sê, ons wil dit nou vir al die kinders makliker toeganklik maak, is alleen uit die hel gebore, want hulle weet die regering het gesê, ons gaan die skole almal beheer, en hulle het 'n jaar terug gesê, die regering het 'n jaar terug gesê, ons kom vir die privaat skole, almal, ANC, DA, noem hulle wie jy wil, almal daar, stelle bladsy, stelle geld, stelle afgod, stelle een. Hy sê vir my daar, die kerk, die altaar, soos in die Kaap, het plek gemaak vir ander gode. U laat ons harte terugkeer. U alleen kan. En ouens, as hy sê, God laat jou hart keer, dan sê ek vir jou, daar's niks wat ek en jy kan doen, as jy nie met jou hele hart terugkeer na God toe nie. So vanmôre is my vraag, kies jy steeds die gemak? Of sê jy, dis ek Here, wat dit ook al kos, ons is te bang om dit te doen. Ons is bang vir God. Ons is bang om dit te sê, want ons weet ons is ook nie reg nie. Here, laat U wil geskied. Dit is iets wat ons nie maklik bid nie. Want ons weet hier, nie goed nie. Tot waar gaan jy in jou gemaksone bly sit? En wanneer gaan jy opstaan? Dis hoekom hierdie tafel hier is. 'n Koning wat 'n pad geloop het. 'n Koning wat die aanbidding van miljoene engele geskuif het. 'n Koning wat die ongemak gekies het bo die gemak. 'n Koning wat gesê het, ek hoop ek kan julle vertrou. Ek hoop ek kan julle vertrou. 'n Koning wat homself laat stik en slaan
homself in die kruis laat staan het, wat gesterf, opgestaan het, dood en hel oorwin het. Daai potensiaal is die kultuur wat ek en jy vanmôre moet hê. Vergeet dan van die Afrikaner kultuur. Dit is 'n teleurstelling. Ek wil dan liewer die kultuur van Christus hê. Ons is 'n uitverkore geslag, sê die woord. Leef jy as uitverkore? Kom ons bid net saam. Dierbare Vader, dankie vanmôre dat God steeds vir ons in hierdie dag keuses gee. Genade deur nog oop is. Dankie vanmôre dat ons die voorreg het om aan hierdie tafel te kan deelneem. Here, ons het niks gedoen nie. Ons verdien dit nie. Maar die prys wat Jesus betaal het, vir die groot voorreg dat ons vanmôre, ja, in ons gemak, kan aansit by hierdie tafel. Pleit ek, as ons vanmôre hierdie broodjie en hierdie druiwesap geniet, Heilige Gees wys vir ons in ons gees, daai prys wat Jesus betaal het. Daai aand toe u die broodjie en die wyn gedruk het, en vir Judas gesê het, wat jy doen, doen dit haastig. Vader, mag ons asseblief nie in daai kategorie val nie. Mag ons uit ons gemakzones uit opstaan en 'n verskil gaan maak in hierdie wêreld wat ingeslurp word deur die Satan en sy hordes en hordes en hordes demoniese magte. Seën hierdie tafel vanmôre, seën elkeen wat gebruik aan hierdie tafel, dat u in alles net verheerlik sal word. Ons dankie vir dit. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie.